Welkom terug by die groot ontbyt. Ons selfs môre met Ronald King van PSG Financial Services. Hy kyk môre 'n bietjie ons selfs oor skelmstreke, piramideskemas, beleggingsgeleenthede wat te goed is om waar te wees. Goeiemôre. Goeiemôre julle twee, hoe gaan dit vanmôre? Lekker, dankie. Altyd heerlik om jou te gesels in die oggend. Ja, ek sal nie sê dit is altyd so lekker om hier na toe te ry 4 uur in die oggend nie, maar dit is lekker om met julle te gesels ten minste. Die opstaan is nie altyd maklik. Die Ronald, kom ons ek gaan nou maar hierdie doring uittrek dadelik, heel nie begin van ons onderhoud. Ons is ook al vasgevang hier, kan ek so sê met 'n slapriem gevang deur beleggingsgeleenthede en oënskynlike piramideskemas wat ons nooit raak gesien het nie. Hoekom is daar so baie van hierdie goed in die omtrek die laaste? Weet, dit is nogal interessant. Ons sien dat, ek wil amper sê, ons as Suid-Afrikaners is die ouens wat die malste is oor piramideskemas. Op 'n stadium het ons gesê, Van der Bijlpark se naam gaan na Egipte toe verander word, want daar's meer piramides daar as wat daar in Egipte is. Ek het ook agtergekom in die verlede dat ongeveer 72% van mense wat gevang word in piramideskemas word vir die tweede keer gevang. Een van die ouens wat nou deur hierdie man wat nou in Thailand is gevang is, sê in een van die artikels, jy weet, dis nou die tweede keer wat hy nou 'n klomp geld verloor, hy moet vir die derde keer van vooraf begin. Dan dink ek maar, iewers moet jy ophou met hierdie beginsel wat ons in Suid-Afrika het van double up, jy weet. Alles of niks. Alles of niks, en as jy verloor het, dan beteken dit net, jy moet dubbel soveel neersit in die volgende een. Die antwoord, en jy het amper gesê aan die begin, as dit te goed is om waar te wees, is dit net eenvoudig te goed om waar te wees. Dis so eenvoudig soos dit. Ons kyk na Curro skole wat deur PSG begin is. Hulle het kleuterskole, elke Curro skool het 'n kleuterskool. Die syfers het nooit sin gemaak, wat jy gaan sê, jy gaan 70% terugkry op dit nie. So, vra jouself net eenvoudig daai vraag af. As dit so goed is, hoekom gaan hy met jou deel? Hoekom hou hy dit vir homself hê? As hy 74% opbrengs het, kan hy basies elke jaar dubbel die hoeveelheid besighede wat hy het, skep vir die volgende jaar. Ek is nogals verbaas oor die syfer dat jy gesê 72% van mense word 'n tweede keer vasgevang deur 'n piramideskema of een van 'n skema. Dit skok my eintlik nogals 'n bietjie. Okay, jy het gesê as iets so goed is om waar te wees, is dit te goed. Verstaan, moenie as dit daai dubbelsyfers nie, moenie as verstaan, hoekom gaan jy dit vir jouself hou nie, maar sekerlik is ek gewaarborg word van ek gaan mos nou iets, daar's 'n waarborg daaraan. Hoekom sal ek nou nie glo nie? Jy weet, daar is nie hierdie sentrale plek wat waarborge uitreik nie. 'n Waarborg sê basies, ek beloof, ek gaan vir jou iets doen. So die persoon wat vir jou die belofte maak, is die ou wat vir jou die waarborg gee. En dit beteken, dat as ek vir jou sê, luister nie, maar ek beloof, ek sal vir jou geld teruggee. Of as ons groot baas Jannie Meton het gesê het, toe hy nog aan die beheer was by PSG, of sy seun Piet, as hulle nou sê, hulle waarborg vir iets, daar is 'n redelike verskil in wat daai waarborg werd is. So, 'n waarborg is die papier werd waar dit op geskryf is. Okay, wow. Hoe moet ek nou weet wat is te goed om waar te wees? Kom ons sê dit maar eerlik. As ek nie iemand het wat in dieselfde industrie werk, wat ek persoonlik ken nie, wat vir my sê, luister, die regte syfers in die industrie oor die algemeen lyk so. As ek nie so iemand het nie, hoe weet ek wat is te goed om waar te wees? Jy praat van dubbelsyfers. As mense vir my sê, belê hier, ons gee vir jou 17%. Hoe weet ek dis te goed om waar te wees? Want ek is nie 'n belegger nie. Ek is 'n belegger, maar ek is nie 'n adviseur nie. Nou interessant is, halwe 17% is 'n redelike aanvaarbare opbrengs, maar 17% per maand is definitief nie 'n aanvaarbare opbrengs nie. Ek het so 'n tydjie gelede het iemand vir my 'n brief gestuur en gesê, ek's 'n konservatiewe belegger, ek sal gemaklik wees met 25% per jaar. 25% per jaar is massively aggressief. Dit is nie geld wat jy sommer gaan kry uit 'n belegging uit nie. As jy nog kan kyk na PSG, die maatskappy se groei. Nou ons is die maatskappy op hierdie stadium wat oor die afgelope 15 jaar die beste groei op die Johannesburgse effektebeurs gekry het. Ons groei per jaar is 25% per jaar en dit is die beste groei op die Johannesburgse se beurs. Nou, jy kan sê, maar dis nie baie geld nie. Wel, as jy R100,000 belê het in PSG aandele,
dan is daai R100,000 vandag 15 jaar later R9 miljoen werd. So 25% opbrengs per jaar is 'n baie goeie opbrengs. 50%, 70%, daar's geen manier in hel dat jy dit gaan kry nie. Daai is nou vir my interessant ook. Okay, daai, nou weet ons beter 'n prentjie, die feit dat jy gepraat het van die waarborg, verstaan, dit is so goed soos my woord. Ek waarborg jou op eendag en vir jou miljoen rand. Wie jy is, ja. Almal wie jy is, verstaan. So mens moet eintlik jou emosies daar uithaal, gaan kyk na swart en wit op papier, gaan kyk na die geskiedenis, vra vir die staat en neem ek aan jy kan so ietsie doen. Maar as ek nou een van die gelukkiges is wat heel eers my geld teruggekry het, dan dink ek mos nou nie meer so 'n probleem nie. Sien, alle Ponzi-skemas, alle piramideskemas werk op dat iemand moet geld kry, né? ja. Die eerstes in kry geld, want dit trek die ander. Want ons hoor van Jannie se vriend, se suster, se boyfriend wat geld gemaak het uit hierdie storie en dit maak dit nou goed genoeg vir my om in te belê. Die probleem is ons in Suid-Afrika insolventiewette. So al die ouens wat in hierdie laaste piramideskemaatjie geld gemaak het, gaan deur ons insolventiewette verplig word om dit terug te gee. Terug te betaal. Terug te betaal. Die oomblik wat jy uit 'n Ponzi-skema uit geld gemaak het, word jy verplig om dit terug te betaal. So elke persoon wat reeds 'n lekker klomp winste, as jy kan bewys dit was nie 'n Ponzi-skema waarin jy belê het nie, jy het in 'n individuele besigheid belê en daai besigheid het die opbrengs gemaak wat jy gekry het. Goed. Maar as daai opbrengs wat jy gekry is, ontvang is uit geld wat ander belê het, moet jy daai geld terugbetaal. So die eerste in, jy's nie gewaar. Wat gebeur as ek jou geld het nie? So ek het nou belê en want ek het gedink dit is regtig goeie besigheid en ek het daai geweet dit is 'n geld Ponzi klaar skema nie. gebruik. Ek het dit gebruik. Wat dan nou? Nou kom jy na my toe? Nou kom ek na jou toe en ek stel 'n eis teen jou in. En as daai eis deur die howe goedgekeur word, dan moet jy dit betaal en jy gaan moet jou huis verkoop, jy gaan met ander bates verkoop om ongelukkig daardie eis teen jou boedel te betaal. Ja. Hoorie, kom ons wees nou maar eerlik. 'n Mens moet op 'n stadium ryk word. Magies, mens kan nie so aanploeter nie. As ek dan nou nie kan, hoe gaan ek dan nou ryk word as ek nie in goed kan belê nie? Wat moet ek doen? Ag nee man. En iets wat ons aan die begin van die jaar al reeds gesê het, is jy word nie ryk deur die groei wat jou beleggings kry nie. Jy word ryk deur die bestuur van jou uitgawes. En ek het vir jou gesê, aan die begin van hierdie jaar, die belangrikste ding wat jy hierdie jaar kan doen, is jou uitgawes sny. En as jy nie jou uitgawes genoeg gesny het dat dit jou seermaak nie, dan moet jy meer sny. Daai geld wat jy dan spaar daar, moet jy belê. Dit is die manier wat jy ryk word. Jy word ryk deur die hoeveelheid wat jy investeer, nie deur hierdie ongelooflike groei wat hierdie ouens jou beloof nie. Okay, as ek nou nie genoeg gespaar het nie en ek besef dit nou hier op 5 dat ek het nog glad nie genoeg gespaar nie, wat doen ek dan nou? Die enigste ding wat jy het, is jy het of die hoeveelheid geld wat jy wegsit, of tyd. Soos ek vir jou net gesê het, wanneer jy na die PSG aandele kyk, ons praat van 'n 15 jaar termyn, dan begin jy baie goed doen. Nou sê mense, maar ek is op 50, ek het nie meer tyd nie. Op 50, as jy, die eerste ding wat jy moet besef is, jy kan nie op 55 aftree nie. Jy gaan moet begin kyk na 65, en jy moet op 50 begin voorberei vir 'n ander inkomste. Want jy gaan, as jy 100 raak, nog baie lank moet lewe van die geld wat jy nou moet spaar. So begin so vinnig as moontlik, hou so lank as moontlik uit, want tyd is die enigste ander ding wat jou gaan help om regtig waar daai probleem van jou op te los. Hoe beskerm ek myself? Hoe hou ek die ouens wat my geld wil steel weg van my af? Ek dink Jennifer het die ongelooflike belangrike ding gesê, dis emosie raak 'n belangrike aspek wanneer dit kom by geld. Ons het dan gaan staan en kyk na, en ek meen, jy kan vir jouself sê, as jy R1000 verdien, of jy kry R1000 as 'n verjaardaggeskenk, die manier wat jy jou geld spandeer, verskil heeltemal. Ons het hierdie mal manier dat ons brein dink anderste. So, 'n finansiële adviseur se werk is om jou en jou emosies te skei van jou geld, want dis die enigste manier wat jy voorkant toe die regte besluite gemaak. Gaan kyk wat jy kan spaar, kry 'n adviseur en sit 'n plan in plek. Sonder 'n plan, hoe die duiwel gaan jy iewers uitkom? OK. Goed. Dankie Ronald vir jou moeite en tyd vanmôre en 4 uur opstaan in die oggend. Ag, is 'n groot plesier. Onthou net dat as jy iemand op televisie sien, soos ek, beteken dit nie dat die produk wat hy aan jou verkoop gewaarborg is.
en actually bestaan nie. OK, dankie. Niks is meer veilig nie. Ek weet nie wat om dit doen nie. Baie dankie Ronald. As jy enigstens 'n vraag het om vir Ronald te vra, stuur maar gerus vir my e-pos by ronald.king@psg.co.za. ronald.king@psg.co.za. PSG sien die geheelbeeld en jy geniet dan die voordeel. Geaffilieerdes van die PSG Financial Services Groep, 'n gelisensieerde beheerende maatskappy en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.